Goeiedag almal, ek is Mannie van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 28ste Oktober 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vandag sê: Kubaanse dokter in hegtenis wat medisyne steel. Nuus hooftrekke vir vandag: 2 jong dokters dood in vliegongeluk in Noord-Kaap. Kubaanse dokter wat medisyne steel in hof. Volgens adjunkpresident het die ANC nie genoeg gedoen om Suid-Afrikaners se lewens te verbeter nie. Nog 'n boelievoorval vind plaas by 'n spogskool. Japan wil die bordjies verhang teen die Springbokke. Engeland kies 'n 19-jarige in sy rugby toetsspan. Die Kubaanse dokter Yamilet Castainda, wat 54 jaar oud is, donderdag in die Landdroshof in Thabazimbi verskyn nadat sy na bewering medisyne vanaf 'n staatshospitaal gesteel het. Volgens die inligting van die polisie het sy die medisyne uit die staatshospitaal Thabazimbi gesteel. Die veiligheidswag by die betrokke hospitaal het haar vorige keer by die hospitaal se ingang op 2 September in die oggendure. Die dokter se handsaak is deur die veiligheidsbeampte ondersoek omdat dit die hospitaal se beleid is dat almal se sakke deursoek moet word. Verskeie medisyne is by haar gevind en volgens die hospitaal mag sy dit nie gehad het nie. Verder is daar nog verdere medikasie in haar kantoor gekry wat nie in persoonlike besit mag gewees het nie en eerder in die rakke van 'n apteek moes gewees het. Dit is nie bekend watter medikasie betrokke is nie. Die bedrag van die medikasie is ook nog nie bekend gemaak deur die departement nie. Die hospitaal se bestuur is gekontak. Volgens die beskikbare inligting is die dokter een van die uitruildokters van Cuba wat in Suid-Afrika praktiseer. Die dokter is volgens verdere inligting deur die hof op waarskuwing vrygelaat en dat die saak van ongemagtigde besit van skedule medikasie sal weer op 28 November voor die hof geplaas word. Ook kan daar nog nie vasgestel word of die dokter nou geskort is of nie. 'n Bekende veearts, sy assistent en nog 'n jong vlieënier is Sondag dood toe die Alouette 2 helikopter waarin hulle gereis het naby Danielskuil in die Noord-Kaap neergestort het. Dr. Alwyn Venter, wat 32 jaar oud was, sy assistent Angelo Robertse, wat 35 jaar oud was, en die vlieënier Anlo Ferreira, wat 23 jaar oud is dood toe die helikopter in 'n klein kloof neergestort het en deur vlamme verswelg is. Hulle was van Danielskuil na Olifantshoek op pad en het op 'n noodgeval gereageer toe die ongeluk omstreeks 11 uur in die gebied van Kurumanheuwels gebeur het. Boere van die omgewing het hulle vergeefs na die toneel gehaas om hulp te verleen, maar Venter, Robertse en Ferreira was reeds dood met hulle aankom. Die BLO het gisteroggend bevestig dat sy afdeling vir ongelukke en voorvalondersoeke 'n span na die toneel gestuur het. Volgens Sisa Majola, woordvoerder van die BLO, sal 'n voorlopige verslag binne 30 dae op die owerheid se webwerf beskikbaar wees. Volgens inligting wat op sosiale media versprei is, was die helikopter voorheen 'n tuig van die Franse lugmag. Dit het glo in 2002 in Suid-Afrika aangekom en was na bewering in 2003 ook aan 'n ongeluk in Pongola betrokke. Die polisie in Danielskuil het intussen ook 'n ondersoek na die dood van die 3 man van stapel gestuur. Reëlings vir die 3 se roudienste sal later bekend gemaak word. Baie sterkte aan hierdie familielede van die mense. Die ANC het nie genoeg gedoen om die lewe van Suid-Afrikaners te verbeter nie en moet daarvoor verantwoordbaar gehou word, soos die adjunkpresident Paul Mashatile. Die ANC moet erken dat hy foute gemaak het en dat daar uitdagings was wat hy nie kon oorkom het nie. Ons moet nou planne maak om ons foute reg te stel en dinge beter te maak vir die mense. Die mense verwag van ons om planne te maak en strategieë uit te werk om dinge om te draai. Dit behels onder meer dat nuwe partylede opgelei moet word om dinge op die regte ANC maniere te doen, het hy gesê. Ons moet daarop fokus om verantwoordbaar en deursigtig te wees. Ons moet leer om op die behoeftes van ons mense te reageer. Hy het verwys na die ANC se onlangse 10-puntplan en het weer gepraat van 'n oorlogskamer in die presidentskap wat sal toesien dat gedoen moet word wat beloof is aan die mense. Die G20 leiersberaad van volgende maand in Johannesburg sal voortgaan, al gaan president Donald Trump dit nie bywoon nie, soos die president Cyril Ramaphosa. Trump het in September op 'n media-konferensie in die Withuis amptelik bevestig dat hy nie die leiersberaad van 20 en 23 November in Johannesburg sal kan bywoon nie. Suid-Afrika is G20 president en gasheer van die beraad. Visie-president JD Vance van die VSA sal dit wel bywoon. Op 'n vraag oor watter lande na die leiersberaad genooi is, het hy gesê dat leiers van al die G20 lidlande, wat die Afrika-Unie en Europese Unie insluit, die beraad sal bywoon. Ons het 'n aantal ander lande en hoofde van wêreldorganisasies in Asië, Latyn-Amerika en ander plekke genooi. Hulle kom almal
Ons het ook sommige van ons onmiddellike buurlande as vernoodlande ook genooi. Ons gaan sowat 60 staatshoofde hê, sowel as hoofde van internasionale organisasies, wat nogal 'n groot getal is, het die president aan die media gesê. Om leerlinge se eksamennommers en hulle matriekuitslae in die koerante en ander openbare platforms te publiseer, is nie in stryd met die wet op beskerming van persoonlike inligting, oftewel POPIA-wet nie. Die saak is vergister en vandag op die hofrol geplaas, waar tydens die meriete van die weerhouding of publikasie van matriekuitslae in koerante en ander openbare platforms aangehoor sal word. Advokaat Quintus Pelser SC, wat Annelies Space, AfriForum en Marula Media verteenwoordig, wat naas die departement as respondente gelys is, het die hof gevra, wat is dan so persoonlik aan 'n 7-syfernommer met verwysing na die eksamennommer? Geen leser sal in staat wees om die leerlinge betrokke te kan identifiseer, het Pelser gesê. Die saak oor die publikasie van matriekuitslae die eerste keer in 2022 in die hof gedraai, toe die departement 'n stokkie daarvoor wou gesteek het. AfriForum en ander betrokke partye het die hof genader en aangevoer dat die bekendmaking van hierdie uitslae in die openbare belang is en dat die gebruik van eksamennommers in plaas van die matrikulante se name voldoende beskerming vir hulle privaatheid bied. Die hof het in AfriForum se guns beslis. Volgens die IR het die afdwingingskennisgewing uitgereik omdat die departement hom nie steur aan die POPIA-wetgewing nie, in gevolge waarvan leerlinge of hulle ouers of voogde toestemming moet gee alvorens hulle uitslae gepubliseer mag word. Die Johannesburgse Spogskool St. Stithians College ondersoek 'n beweerde boelievoorval waarin 'n 7-jarige leerling se gehoor moontlik beskadig is. In een van die voorvalle is potloodskafels na bewering in 'n meisie in graad 1 aan St. Stithians se ore gedruk. Dit het daartoe gelei dat sy gehoorprobleme ervaar. Die koerant het 'n doktersbrief onder oog gehad, waar volgens vreemde voorwerpe in die meisie se ore gevind is. Daar is steeds van die voorwerpe in haar ore opgelet. Ons wil duidelik stel dat St. Stithians elke boelievoorval wat aangemeld word, baie ernstig opneem, so skryf Celeste Gilardi, die rektor van St. Stithians. Gilardi het ouers verseker dat die skool onmiddellik opgetree het en dat leerlinge se veiligheid, waardigheid en welstand eerste gestel sal word. Die voorval word ondersoek en die skool gaan nie in hierdie stadium bespiegel of inligting oor minderjariges deel nie, lei die skool se verklaring. Die ouers van die slagoffer vergader vandag met die skoolbeheerliggaam, waarop hulle op hoogte gebring sal word oor die skool se ondersoek na die voorval. Kind wat daarvan beskuldig word dat hy die potloodskafels in die meisie se ore gedruk het, asook sy pa ontken dat dit wel hy was. En nog 'n voorval 2 weke gelede is dieselfde meisie in bewering in 'n balletklas deur 'n seun aangerand. Die gesin werk saam met maatskaplike werkers om die pad vorentoe te bepaal. In die afgelope boekjaar is werkers van die Kaapstadse Metro na 110.000 verstopte rioolpype ontbied, wat teen 'n koste van R376.000 per dag skoongemaak is. Tot 60% van die gevalle is vermybaar en word toegeskryf aan die misbruik van die stelsel deur mense wat vreemde voorwerpe, lappe, boumateriaal, vette en olie daarin stort. Zahid Badruddin, burgemeesterskomitee-lid vir water en sanitasie, sê elke keer wanneer items in hierdie rioolstelsel beland wat nie daarin hoort nie, plaas dit 'n buitensporige las op die metro se hulpbronne. Hy het 'n beroep op inwoners gedoen om hierdie kostes te verminder deur alle gedeeltes van die rioolstelsel met sorg te hanteer. Badruddin noem dat meer verstoppings tussen Junie en Augustus plaasvind wanneer vloedwater by die stelsel instroom. Vroeër van dese maand het die metro gesê ongeveer 62.000 watermeters wat verouderd of foutief is, sal in die lopende boekjaar vervang moet word. Die tesourie se voorstel om skole vry te stel van BTW-registrasie vir nie opvoedkundige aktiwiteite behoort vereens onttrek te word, sodat beter met die geraakte skole gekonsulteer kan word. Die tesourie se voorstel in vanjaar se wysigingswetgewing oor belastingadministrasie is dat skole van 1 Januarie 2026 nie meer vir BTW geregistreer hoef te wees nie. Die deregistrasie vir BTW word ingevolge die BTW-wet beskou as die entiteit dat sy bates verkoop waarmee hy BTW-verwante aktiwiteite uitgevoer het, en dan het dit 'n eenmalige belasting implikasie vir hierdie betrokke skool gehad. Dis nie net private skole wat geraak word nie, wat baie staatsskole word weens die beperkte onderwysbegroting gedwing om sy bykomende inkomstebronne te soek. Skole probeer hulle inkomste aanvul deur hulle sale en sportgeriewe te verhuur of om skooluniforms en sportklere of ander produkte te verkoop. Daarvoor moet hulle vir BTW geregistreer word, sodra die ware wat hulle verkoop het meer as R1 miljoen bedra. Die Suid-Afrikaanse Olimpiese swemmer Rebecca Meder het op die 3de en laaste wêreldbeker kortbadbyeenkoms, die 25 meter in Toronto, Kanada, nog 'n bronsmedalje losgeswem.
Die 23-jarige KwaZulu-Nataler, wat deesdae in Nieu-Seeland woon, het haar bronsmedalje die afgelope naweek in Toronto in die 100 meter borsslag vir vroue gewen. Die Olimpiese kampioen, Kate Douglas van VSA het gewen in 1 minuut 2 sekondes, met Ierlandse Mona McSherry tweede in 1 minuut 3 sekondes. Meader se tyd was 1 minuut en 4 sekondes. Danksy haar goeie vertoning het sy algeheel 16de onder die vroue in die wêreldbekerreeks geëindig. Benewens Douglas, wat Suid-Afrika se Tatjana Smit verlede jaar op Olimpiese spele in Parys in die 200 meter borsslag ontroon het sy ook die 2 wêreldkampioenskapsusters Alex en Gretchen Wells deelgeneem. Meader se fokus van die jaar verskuif nou na volgende jaar se Statebond spele in Glasgow in Skotland. Op hierdie spele, soos op Olimpiese spele, word in swembaddens met 'n lengte van 50 meter meegeding. Eerste klim van die dag, die tegniese Charlotte klim, was gister die beslissende faktor in die tweede skof van die Gravelbin Gryswedren. Die skof het oor 108 km gestrek tussen Avontuur en Willowmore in die Oos-Kaap met klimwerk van 1150 meter. Talle ryers, onder wie die eindelike vroue wenner, Frankryk se Alexei Dubois-Prévost, moes met hulle fietsse oor die rowwe terrein soms gestoot het. Die Suid-Afrikaanse bergfietsryer Matthew Beers het sy tweede agtereenvolgende skofsege in 2 ure, 55 minute en 18 sekondes gewen. Lukas Baum van Duitsland was die naaswender van die skof in 2 ure, 55 minute en 19 sekondes. Vandag se derde skof oor 90 km begin in Grafreinet op die 5 km se teerpad voordat wye oop plaaspaaie vir hulle almal wag. By die 41 km merk is daar 'n klim na die Conical Bergpiek. Lando Norris het Sondag die eerste keer in 6 maande die voortou in die Formule 1 wêreldkampioenskap geneem, toe hy na as 'n rowende vertoning in die Meksikaanse Grand Prix 'n oortuigende oorwinning met sy McLaren behaal het. Vir Norris was dit sy eerste oorwinning in Mexico, sy eerste hierdie seisoen en die 10de in sy loopbaan. Met 4 wedrenne oor het Norris nou 357 punte, net 1 punt meer as sy spanmaat Oscar Piastri, wat op 356 is. Verstappen is derde met 321 punte. Leclerc, wat sy 7de podiumplek van hierdie seisoen behaal het gesê hy is baie tevrede met die naweekse ren. Vir Verstappen het dit sy sprankelike vertoning van 3 oorwinnings in 4 renne agtereenvolgens beëindig. Norris het baie kalm sy voorsprong vergroot tussen hom en die res van die deelnemers en was teen die 15de ronde reeds met 5 sekondes voor die res van die veld. Die tienersensasie Noah Kalahari is Sondag in Engeland se groep ingesluit vir sy 4 jaar eindtoetse volgende maand. Kalahari, 19-jarige vleuel wat 1,95 meter lank is, het die rugbywêreld aan die gons nadat hy vroeër van dese maand in sy eerste verskyning vir Saracens beginspan 5-3 in 'n Engelse Premier Liga wedstryd die Sale Sharks gedruk het. Hy het op 11 Oktober nog vir die tweede ligaspan Amphitil teen die Connie Pirates gespeel en raps meer as 2 weke later bevind hy hom nou in Engeland se toetsgroep. Nog 'n interessante insluiting in Steve Bothwick, die hoofafrigter, sy Engelse groep is die van die seilskramskakel Raffi Koki. Hy het destyds so Eddie Jones Engeland nog afgerig het, 2 toetse gespeel, maar het 4 jaar laas die rose verteenwoordig. Engeland, wat tradisioneel net 3 jaar in toetse speel, sal in November in 4 kragmetings in aksie wees. Die verwagting is dat die Wallabies van dese week sonder die dienste van Lenny Kitau center, Tom Hooper flank en Will Skelton sal wees. Kitau en Hooper is by Exeter in Engeland gekontrakteer, terwyl Skelton vir La Rochelle in Frankryk rugby speel. Die Indiese topkolwer, Suresh Iyer, is in die hospitaal in Sydney opgeneem, nadat hy die afgelope naweek in 'n eendagwedstryd teen Australië sleg geval en 'n skeer aan sy milt opgedoen het. Iyer is beseer toe hy Saterdag 'n vangkans benut het om Alex Carey ontslae te raak. Die 30-jarige Indiër het dadelik na sy ribbekas gegryp nadat sy hart met die gras kennis gemaak het. Indië het hierdie kragmeting met 9 paaltjies gewen nadat die tuisspan vroeër reeds beklink het, danksy seges in die eerste en tweede wedstryd. Indiese spandokter sal vir eers saam met Iyer in Sydney aanbly om sy vordering van dag tot dag te kan monitor. Indië en Australië is van môre af in Canberra in die eerste van 5 T20 wedstryde slags. Die beseerde Australiese cricketkaptein Pat Cummins is nie ingesluit vir die eerste toets in die reeks om die as teen Engeland in Perth volgende maand nie, so het Cricket Australië gister in 'n verklaring gesê. Australië klou vas aan die hoop dat die snelbouler later in die reeks van 5 toetse wel sal terugkeer. Cummins het weer begin hardloop en verwag om binnekort weer te bou, het Cricket Australië gesê. Die 32-jarige speler het nog nie deelgeneem sedert hy die besering in Julie in 'n toets teen die Wes-Indiese eilande opgedoen het nie. Scott Boland is die waarskynlike plaasvervanger vir hom en sluit aan by sy medesnelbouler soos Mitchell Starc en Josh Hazlewood. Australië het in 2023 die as-titel in Engeland behou
na die reeks met 2 elk gelyk op geëindig het. Uit Engeland in 2021 en 2022 tuis met 4-0 gewen met Cummins wat 21 paaltjies geneem het. Net soos 'n dekade gelede verwag Jerry Flannery, Ierse verdedigingsafrigter van die Springbokke, dat Eddie Jones aan sy Japaneese spelers reg deur die week sal sê hulle is goed genoeg om die wêreldkampioene te wen. Die Bokke begin hulle jaareindtoer Saterdag in Londen teen die Brave Blossoms van Japan. Flannery meen Japan het Saterdag in Tokio beklemtoon hy kan teen die voorste span aan meeding toe die Wallabies hard moes werk het om met 19-15 te wen. Australië het 6-3 teen Japan gedruk in ons eerste wedstryd in die rugby kampioenskap. So is bevestig dat Japan nie net 'n goeie aanvallende span is nie. Japan is aan die einde van Saterdag se toets sterk teruggekom en sou teleurgesteld gewees het dat hy nie gewen het nie. Die Bokke het in 2024 net 3 toetse teen Skotland, Engeland en Ierland in die noordelike halfrond gespeel. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jy voertuigsregistrasie namens jou behartig. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 2028, Polokwane 1624, Lephalale 1933, Mbombela 1624, Mahikeng 1833, Pretoria 1732, Johannesburg 1730, Ermelo 1331, Galagadi 1735, Gaborone 2034, Richards Bay 1725, Pietermaritzburg 1324, Durban 1722, Port St Johns 1523, Pongola 1725, Maputo 1927, Bethlehem 1030, Bloemfontein 1432, Alabang Noord 831, Welkom 1633, Vryburg 1634, Kimberley 1633, Appington 1334, Prieska 1334, Springbok 1031, Karasburg 1231, Keetmanshoop 1532, Mariental 1635, Alexanderbaai 1119, Brandvlei 1130, Loederitsbaai 1227, Vredendal 829, Kaapstad 1420, Sutherland 625, George 1119, Jeffreys Bay 1124, Kaberra 1126, Grafreinet 726, Kaaphooggelas 1120, De Aar 1031, Multino 326, Beaufort West 1028 en Oos-London 1024. Markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17.26 teenoor die Amerikaanse dollar. Australiese dollar kos R11.29, die euro verhandel teen R20.09, die pond kos R22.98, 'n yen kos 11 sent. Die prys van silwer is $46.17 Amerikaanse sent. Platinum se prys is $1,589. Palladium kos $1,389. Goud se prys per fyn ons is $3,975. Brent olie se prys per vat is $65.90 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag: ek groet die Dinsdag met positiwiteit en deursetting. Ek glo kan deurdruk, niks is onmoontlik nie. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word vir almal toegewens.